Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen verdien die eer. Goeiedag geliefde, ons sê so maklik in die goeie ou dae, dit was beter toe as nou. Nou lees ons die prediker sê nie, ons moet nie so sê nie, dis die wysheid nie. Kom ons lees vandag iets besonders in Johannes 15, vers 9 tot 17. Dis Christus Jesus wat hier praat en hy sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Elkeen van ons wil daarom regtig seker 'n bietjie vorder in die lewe. Ons wil daarom 'n bietjie vorder in status. Ek dink nie enige iemand gaan daarmee tevrede wees om vir altyd lewenslank iemand se bediende, iemand se ondergeskikte, iemand se slaaf te bly nie. Want ons het ambisie en ons het sekere emosionele en sosiale verwagtinge en wense en drome. Ook dat ons 'n bietjie opgelig sal word. Dat ons nie heeltyd vloermaatjie materiaal sal wees nie. En nou kom hier 'n wonderlike beter boodskap uit die mond van Jesus Christus uit. Jesus sê, ek noem julle my vriende. Vriende. Christus kom en hy maak van die verhouding tussen ons en hom iets so kosbaar, so wonderlik, soveel dat 'n ou eintlik dit nie kan verstaan of wil verstaan nie, want dit klink so half arrogant om te sê dat jy 'n vriend van Christus is. Maar dit is wat hy sê, wanneer ons in liefde leef, wanneer ons regtig in dit leef, is sy blydskap so in ons, dat ons sy vriende word, en nie meer ondergeskiktes nie, nie meer bediendes nie. Dit is my so kosbaar om te weet dat wanneer ek struikel, wanneer ek val, wanneer ek hulp nodig het, is dit nie 'n geweldige gesmeek wat God se oog sal vang nie, maar dit is Christus my vriend, ook sy hand wat my dadelik vasvat. Soos die ou tydse Romeinse soldate mekaar gevat het om mekaar te herinner dat hulle mekaar in die oorlog sal bystaan, het hulle mekaar so aan die voorarms gevat, en dit was hulle groet. Dit was stewig, dit was vas, dit was 'n versekering, ek is hier vir jou, ek is langs jou, ek sal langs jou staan, ek sal langs jou val. En is iets van dit wat Christus sê. Daarom is Paulus so liries in Romeine 5 vers 1, Romeine 8 vers 1, want hy sê, daar is nou vrede tussen ons en God, die verhouding tussen ons en God is herstel. Want Christus het van ons sy vriende kom maak. Dis beter. Dis mos 'n beter wete. En dit moet elke Christenmens weet. Dit gaan beter met my as die mense van die ou tyd. Want ek is 'n vriend van die Here self. Met baie respek en dankbaarheid jubel ons dit uit. Shalom.
Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam. God u alleen verdien die Heer. Die Heer is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat